Goeiemôre, dit is dan vanmôre 25 Junie 2025, lesing 304 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Nou, opskrif hier is die skepping van hemel en aarde, hoofstuk 2:1-9. Nou ja, ons het nou die vorige lesing gehad, dit gaan hoofsaaklik oor die skepping van hemel en aarde in ons, en nie so seer die skepping van die fisiese hemel en aarde nie, wat oneindige tye gelede gebeur het, miljoene of miljarde jare gelede. En ek kan vir julle vandag net sê dat hierdie is sekerlik van al die lesings, die 304 lesings wat ek tot nou toe gegee, die moeilikste. Hierdie is nie maklik nie, hierdie 2 hoofstukke. Maar ek vra om ernstig aandag te skenk en in jou hart vir Vader se Gees te vra om dit vir jou oop te breek. Want ek wou dit oorslaan, maar toe onthou ek wat hy gister gesê het, toe iemand hom vra, toe sê nee, skryf dit op vir julle, maar oor 2000 jaar sal die mense gereed wees vir die goed. So ons moet ons net gereed maak. Ons moet maar net 'n bietjie moeite doen om dit te verstaan, en dan sal ons dit kan verstaan. En dit gaan 'n groot verandering in jou geestelike lewe meebring, wanneer jy die volgende nuwe goed gaan kry. So kom ons werk om deur. Hoofstuk 2:1-9. Sirenius vra my Yeshua egter om op ooreenkomstige wyse verder te gaan met die uitleg van die Mosaïsiese skepingsgeskiedenis. En ek Yeshua sê, vriend, wat ek begin het, sal ek ook beëindig. Dit is net voorlopig en in hierdie tyd nog die vraag of julle dit wel sal verstaan. Want om die Mosaïtiese skepingsgeskiedenis goed te kan verstaan, moet 'n mens baie kennis hê van die hele wese van die mens. En daaraan kan 'n mens net so moeilik kom as aan die korrekte en volledige kennis van Elohim. Nou ja, ons het daarom nou al baie inligting oor die wese van die mens, dat ons in werklik 3 persone in een is. Ons is 'n liggaam, ons is 'n siel en ons is 'n gees. Dit is die breë wese van die mens. En hoe die 3 in mekaar skakel, het ons ook al baie lesings gehad, maar die belangrikste is dat die siel is die lewende jy. Dit is jy. Die liggaam is net 'n ruimtepakkie vir hierdie aarde, wat afgegooi word wanneer jou werk en jou lewe klaar is op hierdie aarde. En die gees, soos ons nou gelees het vermeng in die bloed. Die bloed en die bloed is die siel, en die gees is nou in die siel in. By ontwaakte mense wat streef om Yeshua se wil te doen, is die gees lewend, ontwaak en maak die siel ook lewend. By mense wat in die wêreld is en niks meer belangstel as wêreldse oorlewing of genot nie, by hulle is die gees slapend. So dit is basies die wese van die mens. Die lewende siel moet nou streef na die lewende gees. Eers die gees lewend maak en dan streef daarna, en die wêreldse goed, behalwe die basiese behoeftes wat jou liggaam nodig het en jou siel nodig het, alles meer as dit is verkeerd en bring dat die mens nader en nader aan die duister, donker aarde toestand kom. Hy sê, dan sou ek vir julle eers die hele materiële, sielkundige en geestelike bou van die mens haarfyn moet ontleed en toon hoe die sielkundige haar eerste uit die geestelike en die materiële hom uit die sielkundige ontwikkel en gevorm het, en met watter tallose talle ooreenkomstige sake dit korrespondeer, soos wat die oneindige talle tinte van die lig korrespondeer met die net so talle tinte sonder lig. Julle kan dus goed sien dat dit nie so maklik en vinnig kan gebeur as wat julle dink nie. Maar ek sal julle tog soveel daaroor vertel, as wat julle voorlopig kan verdra, en waarvoor julle, om dit met enige oortuiging te verstaan,
al in julle siel voorsien is van ervarings en die nodige voorkennis daarvan het. Luister dus. Nou, hier is die 3 vlakke, die materiële, die sielkundige en die geestelike bou. Net vir die nuwe mense wil ek dit noem, aanvanklik plaas Vader geestelike gedagtes uit homself. Vader Elohim, God is gees, en hy het ook 'n begeerte gehad om kinders te hê, en al wat hy kon doen is, hy moes geeste buite homself plaas, wat sy wese verteenwoordig het. Maar hulle kon nie binne in hom bly nie, want anders kon hy hulle nie 'n vrye wil gee nie. Dis tog logies. As jy 'n vrye wil het, moet jy buite sy oersentrum geplaas word. Want die neiging tot verkeerd moet altyd daar wees, sowel as die neiging tot reg. Anderste is hulle robotte, en hy kon nooit iemand met 'n vrye wil wat na die verkeerde toe neig, in homself kon geberg het nie. Anderste sou hy homself vernietig het. Vergelyk dit met 'n vrou wat nie haar hele lewe lank met haar kind in die baarmoeder rondloop nie. Die kind moet uit, en die kind het 'n vrye wil wat moet ontwikkel. En die sielwese het daaruit ontstaan nadat die geesteswesens geval het. Toe hulle die liefde van Jahwe verwerp, toe het hulle geval, en hulle het sielswesens geword. En die rebelle het verder en verder geval, en hulle het uiteindelik is hulle siele vasgevang in die materie, in verskillende vlakke van materie, planteryk, mineralenryk en diereryk. Dit het ons al behandel. En nou moet hierdie siel wat geval het, moet weer uitkom. En daarom het Vader vir ons 'n liggaamlike omhulsel geskep. Dit is die 3de vlak van skepping. Die materiële vorm was reeds daar, maar Adam en Eva was nie geformeer met 'n vleeslike liggaam soos ons nie. In Genesis 1 vers 26, en ons weet nou dat Genesis 1, die hele ene is die skepping van die mens. In die Genesis 1 vers 26 en 27 sê Vader, en hy het die Adamiet geskape na sy beeld en gelykenis het hy, man en vrou het hy hom geskape. Dis baie duidelik. Hy sê nie man en vrou het hy hulle geskape nie. Man en vrou het hy hom geskape. So die afleiding is dat Adam was 'n sielsmens met manlik en vroulike pool in een, wat natuurlike afbeelding is van Elohim God, want die Vader het ook 'n manlik-vroulike beeld, die positief manlike en die vroulik negatiewe. Ek het dit al baie vir julle verduidelik. Die engele, die hoër engele, daai 7 daar op die bord, is ook manlik-vroulik in een wese geskape. Daar is baie dinge wat hulle kan doen, wat ons nie nou op sal ingaan nie. Maar, toe Vader, waar het hy vir Eva gekry, toe hy haar langs Adam neergesit het? Hy het haar gaan uithaal binne in Adam. So baie mense verwerp die gedagte dat Adam en Eva een was aanvanklik, want hulle was 'n sieleskepping. En omdat hulle daar het 'n wanbalans plaasgevind tussen die eenheid Adam en Eva, waar hulle in die een wese was. Hy beskryf dit in die nuwe Openbaring. Eva wou nie onderdanig wees aan die Adam nie, want die wese wat geskep is so dat die vroulike pool moet onderdanig, gelyk geskape, maar die manlike pool is die een wat die hoof is, en sy was nie daarmee gelukkig nie. Toe sê Vader, nou maar goed, kom, ek haal die Eva, die vroulike uit, en ek gee hom vir Adam as 'n hulp. En toe Adam haar sien, toe herken hy haar, en hy so bly, en daar staan, hy het vreugde gehad toe hy haar sien.
Dit was eintlik al die eerste val voor die val in die tuin van Eden. Nou is elke wese afsonderlik. Die manlike moet getoets word en die vroulike. Maar nog was hulle sielewesens. Was hulle wat ons noem 5de dimensionele wesens. Hulle was op die aarde, maar hulle het direkte kontak met die hemele gehad. Met alles in die hemele. Hulle kon met die engele kommunikeer. Vader het in die tuin gekom as gees en met hulle gewandel en vir hulle lering gegee en dinge wat hulle nie geweet het nie, is alles aan hulle oorgedra. So hulle was werklik iets baie spesiaals, al was hulle nie meer een nie. Met die sondeval, wat te doen het met gemeenskap, wat te doen het met die misleiding vanuit die 4de dimensie van Satan, toe hy as 'n slangverleier kom, en dit is nie 'n slang soos 'n pofadder of 'n geelslang of wat nie, dit is 'n wese wat die naam geaardheid gehad het van 'n slang. Sy naam was Nagash. En hy het Eva verlei deur hom as 'n man voor te hou. Omdat die gevalle engele nog ook die innerlike geaardheid van manlik en vroulik besit het hy nadat hy vir Eva verlei het hy homself, sy gedaante, sy aangesig verander na vrou toe. En het hy ook vir Adam gegee om te eet. Dis wat daar staan. En so het Adam en Eva albei van hierdie vrug van die materiële geëet, terwyl hulle eintlik sielewesens was. En die gevolg daarvan is dat hulle naak geword het. Dis nie dat hulle klere verloor het nie, hulle het hulle heerlikheidsglans verloor. Hulle het hulle 5de dimensionele verheerliking verloor. En hulle het gaan skuil en hulle het vir hulle vyeblare voor hulle gehou. En ons ken die verhaal verder. Vader het gevra, wat het julle nou gedoen? En dit is die grootste val van die mens, want toe val hy heeltemal ver in die ryk van Lucifer in die materiële ryk. En hy word 'n soogdier. En hy word basies blootgestel aan al die demoniese entiteite van die hel self. Soos goed wat ons vandag ken as parasiete, as larwes, slakke, as skadelike bakterieë, as allerhande ander gif wat nie in die geeste of in die siele liggaam van Adam en Eva kon inkom nie, kom nou in die liggame in. Maar die mense van die oertyd het nie 'n groot probleem gehad met dit nie, want hulle het gesond geleef. Die kos wat op die aarde was baie voedsaam en genesend. Dit is hoekom hulle ook honderde jare, amper 1000 jaar oud geword het. Maar gaandeweg het die aarde verander. Die mens het die aarde versleg deur die invloed van Satan. En ons is nou aan die einde van die tyd die meeste blootgestel nog ooit aan die sataniese invloed van die hel in ons lewens. En dit is wat kom deur ongehoorsaamheid, hoofsaaklik. Want sodra jy in die liefde leef, vibreer jy teen 'n sekere frekwensie. Ons noem dit die liefdesfrekwensie. En wanneer die liefdesfrekwensie in jou is, en jy is werklik in die liefde, dan kan die bose nie binne in jou bestaan nie. Demoniese geeste kan nie inkom nie, hulle wyk, en hierdie ander entiteite gaan ook mettertyd uit. Want, weer eens soos ek gister gesê het, dan anderste kan ek nie glo nie, want ons bid vir ons kos. Ons bid vir genesing. En dit sal jy kry as jy in die liefde is. Maar baie keer is ons nie in die liefde nie. En baie keer oortree ons die gesondheidsgebruike. En dan moet ons maar self sien en kom klaar. Ons gaan aan. As Moses sê, in die begin skep Elohim hemel en aarde.
Dan bedoel Moses daarmee absoluut nie die sigbare hemel en die sigbare materiële aarde nie. Daaraan sal hy as 'n egte wyse nooit gedink het nie, omdat hy altyd maar net die volle innerlike waarheid in sy verligte wese besit het. Maar hy omsluier sy groot wysheid deur beeldspraak, soos wat hy vir die volk sy te stralende gesig met 'n drievoudige bedekking moes omsluier. Dit lees jy in die wet. As hy van die berg afgekom het, dan straal sy gesig so dat mense nie na hom kan kyk nie. Dan draai hy 'n doek om sy gesig. En so draai hy ook 'n doek om hierdie openbarings. Want die mens kan die direkte openbaring nie verdra nie. Onder die hemel wat Moses die eerste laat skep, moet verstaan word dat Elohim die gawe van die verstandelike vermoë eertyds, hoewel reeds in die tydelike, buite sy ewige en suiwer geestelike sentrum, dus in 'n sekere sin buite homself gestel het. Maar, soos gesê, alleen maar die gawe van die verstandelike vermoë. Die is soos 'n spieël wat ook in die donkerste nag in staat is om die afbeelding van tasbare voorwerpe in of meer nog op sy gepoleerde oppervlak heeltemal korrek en waar op te neem en weer te gee. Maar as daar in die donkerste nag heeltemal geen voorwerpe is nie, is die spieël duidelik van nul en geener waarde. So hierdie engele wat hy buite hom geplaas het, hy het hulle geskep, maar dis sy gedagtes en idees. En hy openbaar ons wie die eerste drie was die liefde, die groot gedagte, die lig, 'n groot gedagte, en die ewige lewe, 'n groot gedagte. Hulle was selfstandige wesens, begaaf met verstand, wat vrylik kon dink. En die gees wat hulle gevul het, kom natuurlik uit die Vader Gees uit. Maar deur die verstand verkeerd te gebruik, kon hulle teen die gees draai. Maar om die verstand te gebruik binne die orde wat aan hulle gegee was toe hulle geskape is, het hulle dan in die gees gebly. Die verstand huisves die vrye wil, wat hy kan doen wat hy wil. En Lucifer het dit gedoen. Hy het vir sy skepping gesê, ek is God. Daar is niks bo my nie. Julle kan hom nie sien nie, want niemand kon God sien en bly leef nie. Nie eers die engele nie. En baie het hom geglo. Maar baie het hom nie geglo nie. En dit is waar die split gekom het. Ek wil net hierdie elke paragraaf so 'n bietjie verduidelik. Daarom praat Moses naas die plaas van 'n hemel, ofwel die gawe van die verstandelike vermoë buite die lewensentrum van Elohim, tevens oor 'n so te sê gelyktydige skepping van die aarde. Wie en wat is dan nou hierdie mosaïtiese aarde? Julle dink seker, hierdie natuurlik wat ons dra, heeltemal mis, liewe mense. Kyk, met die aarde bedoel Moses slegs maar die vermoë tot opneming en tot aantrekking van die met mekaar verwante, na buite gebringde verstandelike vermoëns. Nou dit is moeilike begrip, maar dink maar so 'n bietjie daaroor. Wat die groot ooreenkoms het met dit wat sommige wysgeere van die Egiptenare en die Grieke gedagte-assosiasie noem. Daarvolgens moet uit aan mekaar verwante begrippe en die idees 'n voltooide met waarheid gevulde sin ontstaan. Omdat egter in die deur Elohim na buite gebringde verstandelike vermoëns deur hulle verwantskap die wederwysige aantrekkingskrag al as vanself meespeel, volg die derde gevolgtrekking haas vanself, naamlik dat die verwante verstandelike vermoëns mekaar ook werklik aangetrek het en saamgaan.
Moses kon vir daardie toe nog uitermate geestelike gebeure kennelik geen deugdeliker en algemener beeld bedink as die beeld van die materiële aarde nie. Want die aarde is nog niks anders as 'n konglomeraat van slegs maar aan mekaar verwante stoffelike deeltjies wat mekaar aantrek nie. Dink aan die hele aarde, met plante, diere en met materie. Maar, dit was nog duister op die aarde, sê Moses verder. Sou Moses nou helaas daarmee die gebrek aan lig op die pas geskape aarde aandui? Ek sê vir julle, dit sou nie eers in die gedagtes van die wyse Moses opgekom het nie. Want Moses was 'n groot kenner van die waarneembare wêreld en was so ver ingewy in die Egiptiese wysheid en wetenskap, dat hy beslis goed geweet het dat die aarde, as kind van die son, minstens 1 miljard maal miljarde jaar aardse jare jonger is as moeder son, wat by haar ontstaan nie duister kon gewees het nie. Maar Moses het daarmee weer met 'n beeld aangegee, dat die verstandelike vermoë en die vermoë tot aantrekking deur verwantskap van die verstandelike vermoëns nog glad nie besef, begrip en selfbewussyn teweeg gebring het nie, wat alles identies is aan die begrip lig. Inteendeel, dit moet eers teweeg gebring word as dit te saamkom, waarna hulle mekaar onder druk stel, waardeur wrywing ontstaan en daar in 'n sekere sin geveg gaan word. Het julle nog nooit gemerk wat daar gebeur as mens klippe of hout hard oor mekaar vryf nie? Wel, daar kom vuur en lig tevoorskyn. En kyk, dit is die lig wat Moses in die begin laat ontstaan. So die verstandelike vermoë van hierdie geesteswesens, wat dan ook 'n teebeeld in ons wêreld is, van die verstandelike vermoëns wat ons gekry het, wat nou eers ontwikkel na mate die kind groter word. En die aarde van die kind, die siel, is nog duister, want daar is nog nie enige begrip om lig te bring nie, want die verstand werk nog nie. 'n kind in die laerskool se verstand is nog baie beperk. En so word gedagtes en idees opgeneem en word dan geskyn na die aarde toe, en baie van die gedagtes en die idees is verkeerd. Baie is reg, en so ontstaan hierdie geveg wat hy van praat. In elke mens is dit die stryd tussen reg en verkeerd. Die stryd tussen lig en duister. Dis waaroor die hele skepingsverhaal gaan. In die mens, van 'n gebore mens af verder. Maar hier ook korrespondeer dit met die geesteswesens wat buite homself geplaas is, wat volmaakte wesens was, maar het 'n vrye wil gehad. Aarde en lig, hoofstuk 220. Wat die lig beteken, weet ons nou, maar daar staan tog eers dat die aarde woes en leeg was. Dit staan wel vas, dat slegs met die moontlikheid om iets te kan bevat, net soos met die daaroor gevoelde behoefte, daar nog geen houer gevul is nie. Solank daar egter niks in die houer is nie, solank is die houer woes en leeg. Die houer is nou die mens en meer spesifiek die mens se hart. So was dit ook by die oerskepping gewees. Uit Elohim was daar wel oneindige hoeveelhede gedagtes en begrippe, deur die almagtige wilskrag van sy liefde en wysheid, in alle ruimtes van die oneindigheid na buite gebring. Naamlik die gedagtes en begrippe wat ons eerder die afsonderlike, na 'n spieël lykende verstandelike vermoëns genoem het. Dit doen ons omdat elke enkele gedagte in 'n sekere sin 'n refleksie in die hoof is van die een wat die steeds besige hart self produseer. Nou,
Al die engele wat uit homself, uit hom uit geplaas het, is verskillende gedagtes en idees van Elohim. En elkeen van hulle het dan daardie eienskap as 'n hoof-eienskap in hom. Maar sonder al die ander eienskappe kan hy nie bestaan nie. En dit is weerspieël in die uniekheid van alle mense op aarde. Nie twee mense lyk op mekaar na haar nie, selfs nie eers 'n tweeling nie, 'n identiese tweeling nie. Naby, maar hulle is nie identies nie. Want dit is as gevolg van die uiteenlopendheid van Vader se gedagtes en idees. Maar toe die engele nou begin self skep, het hulle ook skepings voortgebring waar die hoofgedagte in hulle skepings voortgeplant is. Byvoorbeeld as die engelwese van die middel daar die orde nou wesens voortbring, en hulle het wesens voortgebring, nie op die manier waarop ons dit nou doen nie, maar op 'n baie verheerlikte manier, kon hulle enige iets voortbring. Hulle kon wêrelde voortbring, plante voortbring, diere, en dan kon hulle engelwesens voortbring na hulle beeld en gelykenis. En so sou in die orde, hoofsaaklik orde geneigde wesens ontstaan het. In die liefde sou liefde geneigde wesens ontstaan het. Maar orde kan nie bestaan sonder die liefde nie, en liefde kan nie bestaan sonder die orde. So, die een eienskap is hoofeienskap en al die ander eienskappe ondersteun daai hoofeienskap. Dit is hoe julle dit moet verstaan. En net so onder al ons mense wat hier sit, hier's party ouens wat baie ernstig is, hier's party mense wat baie grapperig is, humoristies is, hier's mense wat baie stil is, hier's mense wat baie praat. Almal is hier teenwoordig. Elkeen van ons het 'n hoofeienskap, maar tog het ons al die ander eienskappe wat ons nou moet leer van Yeshua af. Dit is die gedagtes en idees wat in ons rondbons en wat 'n geveg veroorsaak in die hart. Ek het byvoorbeeld 'n groot gebrek aan geduld gehad. En dit is iets wat deur jare bons dit op by jou, jy word so kwaad, jy wil 'n ding aanvang en dan kom die stemmetjie en sê, wow, wees geduldig, want ek was geduldig met jou. Gaan in die liefde in, bly in die liefde. Grootste boodskap wat ons almal elke dag kry. Vers 3, as egter 'n losse gedagte, ek twee klaar gelees. Ja, as egter 'n losse gedagte of 'n begrip op sigself lyk na 'n leeuhouer of ook na 'n spieël in 'n donker kelder, dan is ook hulle onderlinge samehang nog woes en leeg, omdat daar nog geen wederwysige aksie is van die onderlinge verstandelike vermoëns nie, maar daar slegs maar moontlikhede is vir die bestaan en vir aksie, is dus alles nog, soos vroeër opgemerk, koud, sonder vuur en sonder lig. Hier is baie mense op ons plaas en ook in ons daaglikse lewe wat ons sien, waar hulle skepings innerlike nog woes en leeg is. Hulle kan baie intellektueel wees, hulle kan baie groot dinge vermag het op die aarde, maar binne is dit woes en leeg, omdat die verstand nie die lig soek nie. Die verstand is nog steeds buite die orde van Vader. En so is dit dan met meeste mense wat hulle self wat uitblink in fasette wat nie goed is vir die gees nie. Soos byvoorbeeld die vervaardiging van oorlogsmasjinerie, in die beoefening en bedryf van bordele, dobbelhuise, kroe wat al hierdie bose goed versamel. Dit is dalk goeie mense, baie slim mense, maar dit is nog woes en leeg in sy hart, in sy houer. Want
die idees is nog nie gerig na die lig en die liefde nie. Al hierdie onaktiewe en beweginglose gedagtes en idees van die goddelike wysheid word heel treffend vergelyk met die waters, waarin ook tallose spesifieke elemente hulle afsonderlik by mekaar bevind, maar waaruit uiteindelik tog die hele stoffelike wêreld haar veelvormige bestaan gaan haal. Maar also alle verheffende gedagtes en die ontwikkelde idees wat deur Elohim se wysheid daar uitkom, nog so waar gewees het, dan sou hulle net so min as die gedagtes en idees van 'n geleerde op aarde tog nooit realiteit kon word nie, as die middele tot verwerkliking ontbreek het. As daar ooit 'n werklikheid denkbaar is wat volg op die gedagtes en idees, dan moet die ooreenkomstige middele eers gelewer word, waardeur die egte aktiwiteit van die gedagtes en idees sowel van binne as van buite in werking en uitgaande van 'n hoër krag en mag begin. As 'n mens gedagtes tot idees wil saamvoeg en hulle wil uitvoer, moet hy, afgesien van die benodigde middel, 'n oorgroot liefde by sy gedagtes en idees voeg. Dit is nou vir 'n kind van Vader. Hierdie liefde versorg haar gedagtes en idees dan soos 'n hen wat haar kuikens versorg. Daardeur word die gedagtes en die begrippe wat daaruit ontstaan steeds konkreter en lewendiger en neem steeds meer vorm aan. En kyk, hierdie liefde is die genoemde gees van Elohim self, wat volgens Moses oor die water sweef, waarmee niks anders bedoel word nie, as die nog vormlose en onwerklike oneindige massa gedagtes en idees van Elohim. Elkeen van ons se dag is gevul met gedagtes en idees. As ons nou hier uitgaan, het ons werk. As ons hier uitgaan, moet ons oor sekere dinge wat gebeur het, moet ons nadink en moet ons optree. Iemand het jou te nagekom, iemand het iets slegs van jou gepraat. In die gewone wêreldsituasie is jou houer geneig om te doen wat die wêreldse mens doen, omdat die wysheid, hierdie gees van Elohim wat oor jou waters sweef, nie teenwoordig is nie. Maar as sy gees sweef oor jou waters, dan sê jy, wat sê Vader? Ek moet dit en dit doen. 'n Vrou kom vra my gister oor 'n man wat ons baie skade gedoen het op hierdie plaas. En sy sê, sy gaan nou keer dat hy dit en dit gaan doen. Sy gaan dit nou blok. Ek sê, maar hoekom? Sy sê, omdat die man baie lelike dinge van die plaas gedoen en gesê het en ook teenoor jou. Ek sê, maar ek vra nou vir jou vanmôre om te kies. Doen wat of jy wil, of doen wat Yeshua sê. Vra my, wat sê Yeshua? Yeshua sê, jy moet jou vyande lief hê. Doen goed aan die wat jou haat. Seën die wat jou vervloek. Dis wat hy sê, dis nie wat ek sê. So moenie dink ek sê vir jou iets nie. Jy besluit of jy dit wil doen en of jy wil doen wat jy nou vir my gesê het jy wil doen. En sy het so lank na my gekyk en toe het sy ingestem. Dis presies wat nou hier gebeur het. Ek het in my posisie het ek die gees van Elohim oor haar waters gebring. Want sy moes nou dink met haar verstandelike vermoëns. Sy het 'n idee gehad of 'n gedagte om hierdie ou by te kom wat in 'n volwaardelike idee sou kom die oomblik as hy uitgespreek en in dade omgesit is. Maar nou, omdat die gees van Elohim oor die waters gesweef het, is dit nie gedoen nie. Ons het die geval gister gehad, ook 'n man wat die ark baie skade gedoen het, en wat ons eintlik in die begin, die ding het in haar hofsaak toe gegaan, ons het nie 'n keuse gehad nie, 'n alternatief is gebied, maar hy het dit nie gevat nie.
En daar is gister vir hom komberse, klere. Amela het so 'n groot sak goed vir hom gepak, starterpak, en toe ek hoor daar's tot Vicks en ander goedjies by, toe weet ek, die mense op hierdie plaas wat in die bestuur is werklik binne Vader se orde, en hulle wil die liefde doen. En daai harde man het gister 'n boodskap gestuur, 'n WhatsApp, stemboodskap, waar hy gehuil het van dankbaarheid. Daai harde, wreedaardige mens het so sag geword deur 'n daad van goedheid. En dit is wanneer die gees van Elohim bo ons water sweef. En dan voel jy lekker oor dit wat jy gedoen het. Want niemand van ons wat hier sit wil heeltyd haat en nyd en ongeluk voel nie. Dit is iets wat nie lekker is nie. Maar dis nie nodig nie. Dis net altyd om die tree te gee om dit te doen. Die gees van Elohim toe te laat om oor jou waters te sweef. Vers 7, lewend gemaak deur hierdie gees, begin die gedagtes van Elohim hulle tot groot idees te verbind. En die een gedagte roep die ander op, en die een idee die ander. En kyk, daar vind dan in die goddelike orde, asof vanself daar was lig, en dit word lig plaas. En so word volgens Moses dan ook alles van die natuurlike groot skepingswerk vanaf die oerbegin van self verklaar. Daaraan parallel lopend egter ook in hoofsaak die sielkundige en geestelike vormingsproses van die pasgebore kind tot aan die grysaard en van die eerste mens van die aarde tot aan ons tyd en so verder tot aan die eenmaal plaasvindende einde van hierdie wêreld. En ons is nou in die laaste skof van hierdie wêreld. Hierdie tydperk. Dan volg daar in die verhaal van Moses 'n reël waardeur dit lyk asof Elohim pas nadat die lig hom uit die vuur van die liefdeswerksaamheid van die gees ontwikkel het, begin insien dat die lig goed was. Dit was natuurlik in die verste verte nie so nie. Dit was slegs maar 'n getuienis van die ewige en eindelose wysheid van Elohim, wat aangee dat die lig 'n waaragtige vrye lig is, 'n geestelike lewenslig, wat hom vanuit die werking van die gedagtes en idees van Elohim, volgens die orde van die wysheid ontwikkel het. Daardeur kon die gedagtes en idees wat op hierdie wyse deur Elohim na buite gebring is, hulle as selfstandige wesens volgens die eie intelligensie, natuurlik onder die altyd aanwesige invloed van Elohim, verder asof uit hulle self ontwikkel. Dit word met die bysin van Moses bedoel, en nie dat Elohim pas daardeur tot die subjektiewe insig gekom het dat die lig iets goeds was nie. Ek kan dit nou maar net weer met my voorbeeld van gister vergelyk. Ek kry die boodskap van die persoon aan wie ons hierdie klomp goed gegee het, en dankie ook aan die klerehuis en aan die groentestoor en almal wat bygedra het. En ek stuur die boodskap vir my bestuurder. Ek skryf vir haar daar, is dit nie 'n lekker gevoel nie, om so iets te ontvang van dankbaarheid? En dit is presies hierdie ding. En Elohim het gesien dat die lig goed was. Dit is die goed. En sy sê ook vir my, ja, dit is eintlik wonderlik, kan nie glo nie. Want, om 'n bietjie geskiedenis te gee, sy was in vrees en bewing vir hierdie man. Sy het angsaanvalle in die nag gekry, omdat hy gedreig het om ons dood te maak. Dit is die geskiedenis van hierdie verhaal. So ek noem dit nie om te prys dat ons so goed is nie, maar dit maak dat ek hierdie ding beter verstaan, wat ek gister nie verstaan het nie. Dit is wanneer jy iets doen in die liefde,
sal jy altyd sien dat dit goed was. Al verwerp die persoon dit. Het jy 'n saadjie geplant, jy het 'n hou aan hierdie ou se ondeurdringbare vorm wat hy om hom geskep het, 'n skans, het jy begin afbreek, deur goed te doen, deur die liefde te doen, deur die Gees oor jou waters te laat sweef, en nie Satan se gees van onder, die duister gees te kry, en haat met haat te vergeld, en wat ook al, soos die kerk sê, hy stuur sy pyle na my toe, die ou, en hy sê, en ek draai dit om in die naam van die Here, stuur ek hy pyle weer terug vir hom. Nee, dis nie in die skrif nie. As iemand vurige pyle na jou toe stuur, absorbeer jy daai pyle, en jy stuur liefde terug, na die ou wat die pyle uitgestuur het. Dan eers, is jy die ware Yeshua se leer. Andersins, as jy dit anders doen soos die kerk, dan is jy die kerk Jesus se leer. Dis hoekom daar vandag duidelik 'n vals Jesus en 'n ware Jesus of 'n ware Yeshua is. Baie